Goeienaand. Meeste van u wat vanaand kyk is seker maar geïnteresseerd wat in Durban aangaan. So ons laat die groot kanon na links en ons bepaal ons by die seuns van Cloudenbeek. Ek het van tevore gesê en ek sê dit weer. 'n Stad is allerminst die plek vir 'n Cloudenbeek. Hoe goed Natal se komitee ook al reëlings getref het en dit was goed, kom atmosfeer kort. Dat kan nie vergelyk met 2 tot 3 van die hoogtepunte van Cloudenbeek nie. Windhoek, Oudtshoorn en Graaff-Reinet. Windhoek as stad genoeg om die plattelandse atmosfeer vas te vang. My persoonlike voorkeur daar by groot dorpe, waar die sentrale punt is van 'n boeregemeenskap. Daarom dat Oudtshoorn, maar veral Graaff-Reinet as modelle behoort te dien vir die toekomsskrywenweke. Stede is werklik te onpersoonlik, dat dit gaan die gemiddelde mens verby. Maar 'n dorp maak sy hart oop en jy word betrek by mense wat trots is dat Cloudenbeek aan hulle toegesê is. Soos nou volgende jaar weer. Dis weer 'n eeuwfees, die keer van Grens. En terwyl Grens vir jare nie kon besluit waar hulle hoofkwartiere was nie, was Londen, Queenstown, King Williamstown, kon die komitee in oorleg met Grens, sowel of liefs een van die 2 groot dorpe gekies het in steede van Oos-London. Maar gesê, kom ons bepaal ons vir die afgelope week dat môre eintlik maar die afsluiting met finale wedstryde is en tyd om huis toe te gaan. Ek sal graag vir elke bond opsom, baie kortliks, om vir die idee te gee hoe hulle gepaar het en al daar nie. Ons begin by die federasie en die gecombineerde spanne, die WP Liga, die Platteland, die Boland Liga. Nou, kom ons begin heel eers met die Suid-Afrikaanse hoërskoolprojekte span. Want besig is om naam te maak en iets wat van 'n strenge vinger te wys na ander bonde se keurders. Die spelers sien op Haker van die Westhuizen uit Suid-Afrika distrikte wat baie beter is as ten minste een van die SVD se hakers. Hoe kan so 'n seën oor die hoof gesien word? Daar is 2 slotte van NOK en hulle ook weet werklik nie hoe hulle die NOK span uitgelaat word nie. Die Suid-Afrikaanse sportraadspan wat dit voorkom is besig om te bereik waarna hulle streef. Weerens is daar spelers uit ander bonde wat moeilik is om te glo dat hulle nie hulle bonde se eie span kon verteenwoordig nie. Maar hulle binne een dag sot vertoon dat straks van soos Grens katvoet sal moet loop vir hulle. En meeste van die spanne was so iets wat bang vir die sportraadspan. Die sportraad wat gesit is in Graaff-Reinet, met een Patrick van die Suid-Afrikaanse Rugbyraad en daarmee gemoeid is, gaan in die toekoms nog die vrugte pluk van wat hulle bedink het met hierdie oes. Noord-Natal is nog een van daardie spanne wat vanweer verlede te laag gegradeer was. En vandag se wedstryd was daarom eintlik nie waardig aan hulle nie. As jy wat volgende jaar 'n groot claim vir die bokkiespan hoor af te steek van Noord-Natal, reeds vir jaar start na vore getree het, is Johan Hendriks op vaskop. Vrystaatse platteland, gewoonlik die aspoester van Cloudenbeek. Klop ons gereelde Cloudenbeek-gangers se harte warm. Hulle speel pragtig rugby, hulle is vol selfvertroue en elke dorp wat verteenwoordig word, van Detner in die suide tot Koppies in die noorde, kan maar die vreugdevure aansteek en hierdie kinders loop. Met die goeie rug, maar steeds iets wat laag gradeer, speel ondernemend, dat albei opponente dus waar met gemak. Die afrigting is die beste gehalte van die kleiner bonde. Griekland West het dit blijkbaar 'n bietjie skraal aan toe sover dat talent aangaan. Een seun wat span het baie vertossings gehelp het, is Gert Victor wat knap vertoon. Westvleis as die swakste wat ek hulle nog in jare gesien het. Maar wat sê ek dink dat ek hulle nog ooit gesien het. Hulle gebruik glad nie daardie superbe heel agter Steven Brink om sy potensiaal na vore te laat kom nie. Wat 'n jammerte. Die seun is propvol rugby en hy kry net nie die geleentheid nie. Suid-Oos-Transvaal met 'n pragtige rekord op Cloudenbeek en sy hoë persentasie lewering van SA skoolspelers is die teleurstellendste van die week.
Een seun staan in die taal om hoor Laura en dit is Jaco Koen op paskop. Grijs is een van die heerlikste verrassings in jare. En sterk, baie sterk pak voorspelers. Waar daar 'n paar seuns is, soos Mark Andrews en Stephen Hall, wat superbe werk doen. Ook 'n stuk Martin Moody. Hulle was uiters ongelukkig om teen Natal te verloor. Maar die wyse waarop hulle die projekte span dronk gehardloop het, wys van superieur gehalte. Grijs kan werklik trots wees op hierdie span. Die twee Transvaal spanne is die swakste in baie jare. En so glansloos, dat niemand in die toekoms gaan onthou van hierdie twee spanne nie. Net een speler staan uit, en dit is Henny Wiggett op center, wat heel definitief, dink ek, die eerste skoolspan gaan haal. Die rest van Transvaal se twee spanne moet ons net vergeet en die hele komitee met 'n sluier daaroor trek. WP is heel moeilik die swakste wat Kruidenbeek nog gesien. Die grootste blame vir die span moet vierkantig op die skouers van die keerders gelaai word. Hulle het hulle blind gestaar teen name en SL skolespelers wat in hulle posisie die swakste onder die grootes is. Waarom hulle keerders nie superbe pak voorspelers van byvoorbeeld Paulus Gymnasium as basis gebruik het nie en daarop bou is vir my duister. Nou met die uithallerspelers soos kaptein Justin Hendricks al die donkiewerk oor. In steede dat die seuns soos Graham Koster wat verlede jaar baie goed gespeel het, die werk moet doen. Nou lei Hendricks se spel daarin. Oostelike provinsie is 'n spykspan. Maar baie gesê, hulle moet van geluk spreek dat hulle Noord-Transvaal kon klop. Terwyl die Blauwetjies die beste daaraan toe was met 3. Daar is ja 'n paar OP-spelers wat dat die bokkiespan kan haal, maar ek noem hulle later. Nou, Bonkalama begin, teen Grijs het Natal teen die WP allemaal vriende behoorlik ingespan en hulle pragtig gespeel. As jy soveel individuele talent as bevoorbeeld nie, maar die samehoorigheid en die afrigting is van topgehalte. Het is vooral verbly. Hulle soos hulle ouer broers. Hulle moedermond nie in die steek laat nie en eer aandoen is jaar. Die span wat nou verskyn is baie sensitief, want môre is 'n wedstryd nog voor. Maar hierdie 15 spelers behoort ten minste daarom iewers daar te wees. Op 15 is daar nog altyd Raymond Collier van Natal en Christophe Potgieter van Transvaal. Skrywagen van Vrystaat. Op centers is daar Eugene de Pre van Noord-Transvaal, Pieter Steenkamp van Vrystaat, David Oxenham van Natal en Gavin Vermaak van Grijns. Op 14 is daar Kobus Buitendag van Natal wat 'n buitekans het. Op 10 McLeod Sophikus van Natal. 9 staan alleen, maar 'n seun wat baie goed speel is dan die kies van SWD. Nommer 1 het jy nog daarom Noord-Natal se Johan Kropler, Leon Kreur van Wes-Transvaal, Martin Engelbart en Paul Driehoek. By die hakers luik die Nel van Boland en James Dalton van Transvaal, maar Dalton is 'n bietjie sterrammetjie uitnak. Op 3 het ons nog Jaco Koen, Martin Moody en Johan Hendricks van Noord-Natal. Op 6 het ons nog Bram Els van Noord-Vrystaat. Op slotte nog Gavin Schoeman van WP, Julian Ban uit WP Liga, Damon Thomas Natal. En op 7 is daar Justin Hendricks van WP, Arno Dames van OP. En op 8 is Dalk Karel Nieuwoud, want Diana Cunningham is steeds nie wat hy verlede jaar was nie en vat 'n baie tyd om niks te doen. Ek vertrou dat sommige van hierdie spelers sal werklik daar wees, hulle verdien. Dus, nou vanaand, nie goeie nacht aan ou groote nie, maar goeie nacht aan die klein seun van Klerksdorp, wat altyd by my die persbank sit, klein Sampie. Baie dankie vir jou. Nacht.